Onse Vader in die hemel, weer eens wat 'n voorreg is dit nie vir ons om u woord te hê nie. En dit is 'n mooi gedagte, Vader, om te weet dat u die pottebakker is en dat ons die klei is. En mag ons gelukkig wees met wat ook al u met ons aanvang. Al is dit net om gewone mense te wees, mag ons daarin u naam verheerlik. Dankie vir mense soos Daniel, sy 3 vriende. Dankie vir die boek Openbaring. En terwyl ons daar uitstudeer, help ons Vader dat ons u sal raak sien. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Nou, ek weet julle lesstudies studeer, nee. En ons kyk weer eens na iets wat so oud is soos die berge vir Adventiste. En wat is dit? Ons praat weer oor Daniel 2 en ons praat weer oor Openbaring 13. Nou as ek nog vir julle iets kan uitleer uit dit, gaan dit 'n wonderwerk wees, nee. As ons net daaraan dink, wat dink mense as jy dink aan Daniel 2? Jy dink aan die beeld. Onthou jy die groot beeld, die kopstuk van goud en die lyfstuk van silwer en dan die brons en dan die bene van yster en die voet yster en klei, en ons het nou net gehoor van klei. Klei pas nie mooi by yster aan nie, nee. En dan het ons gehoor van daardie klip wat so uit die berg uit gesny is. So klein 'n klippietjie. En hy land op so op planeet Aarde. Wat doen hy met al die koninkryke? Maak hom so dat dit spoeier is en die wind kom en waai dit alles weg. En die klip het groter geword tot hy nader aan die hele wêreld gevul het. Baie interessant en baie belangrike ding wat ons daar gaan uitkry, maar dan kry ons Daniel 3, en wat kry mense in Daniel 3? Julle kry room. Is dit nou iets wat julle in julle koffie sit? O, jy praat van, wat kry jy in Daniel 3? Jy kry die 3 seuns wat in die vuur gegooi word. Onthou, Nebukadnesar sê, nee, hy wil nou 'n beeld hê van wat? Totaal goud. En ons gaan nou so 'n bietjie daaraan raak. En dan moes julle kyk om te sien hoe dit inpas by Openbaring 13. Is dit nie so nie? So ons gaan so 'n bietjie daarna kyk. Ek het net so 'n bietjie tyd gevat om my iPad aan die gang te kry. En ons sien dat julle moes die les studeer. Julle weet hoe ek die les aanbied. Ek volg nie die dae nie. Julle moet saam met my beweeg. Maar die eerste gedagte wat na my toe kom, ons is so aanhoudend as ons dink aan die 3 seuns wat in die vuur gegooi word. En ons dink aan die beeld wat geskape is deur ou Nebukadnesar en die vuur wat so warm was dat selfs die mense wat hulle ingegooi, die soldate, wat het met hulle gebeur? Opgebrand. Dood as gevolg van die hitte. Dan dink ons vir onsself en ons redeneer so dat die rede hoekom ons dit het, en dit is die volgorde van die lesstudie, is dat julle daar gaan ook wees. Daar is 'n vuur wat voor julle lê. Maar ek wonder, is dit werklik letterlik? Gaan ons letterlik soos die 3 seuns wat in die vuur ingegooi word, gaan ons letterlik eintlik aangeval word? Gaan ons, of is dit moontlik dat daar iets is wat ons moet raak sien? Jy sien, die oomblik as jy na die boek Openbaring toe gaan, verander dinge. Dit moet verander. Jy sien, Daniel is letterlik in baie opsigte. Ja, maar letterlik. Was daar 3 seuns?
Ja, wat was hulle name? Okay, dit was hulle name. Letterlik, waar het hulle gebly? In Babylon. Nou is dit dieselfde Babylon wat ons in Openbaring kry? Nee. As dit dieselfde Babylon is, dan is daar 'n probleem met die woord van die Here, omdat die Here het gesê, Babylon gaan so vernietig word, dat net die diere daar gaan bly. Hy gaan nooit weer opstaan nie. Nou, as 'n mens bietjie jou aardrykskunde ken, dan weet jy, Babylon was eintlik gevestig in wat gedeelte van die wêreld, as 'n mens nou daaraan dink? Persië. Wel, Persië, maar waar is dit? Daarbo. So Noord-Afrika. Nee, so 'n bietjie verder noord, nee. Iran. Iran is eintlik die plek waar Babylon gestig was. Okay, nou, dis interessant. Wat gebeur in Iran met Israel? Probleme. En daar's baie mense wat nou kyk en sê, dis Babylon, weer besig om... Ons moet baie versigtig wees. Daar's mense wat dinge vat en hulle maak dit letterlik, maar dit is nie letterlik nie. Hierdie beeld wat gaan geskep word in Openbaring 13 is nie letterlik nie. So wat is hoe kry ons dan uit hierdie les die informasie wat ons gaan help om 'n situasie wat nie soos dit is nie. Ons gaan nie in 'n vuur gegooi word nie. Hoe gaan ons dit hanteer? So wat ek wil hê ons moet 'n bietjie na kyk is, eerstens soos ek gesê het, die boek Daniël het twee aspekte in hom wat baie belangrik is. Jy het stories. Ek gee my nog 'n storie. Ons het die storie van 3 seuns. Wat ander storie het ons? Daniël in die leeukuil. Ja, Daniël leeukuil. Dis 'n belangrike een. Okay, nou ons moet nooit vergeet, daar is stories in die boek Daniël vir die doel om ons iets te wys. Ek gaan julle nou daarop. Maar wat is die ander gedeelte van Daniël? Die profesie. Daar's gedeeltes waar Daniël so kyk en hy sien snaakse beelde wat so uit die see uitkom. Hy sien 'n leeu. Maar interessant, nogtans hierso is dit nie letterlik 'n leeu nie. Jy verstaan? Ons het letterlik Daniël, maar ons het nie letterlik 'n leeu nie. En die see, al lyk dit letterlik, is dit nie letterlik nie. Verstaan wat ek probeer sê? Dis simbolies. En dis belangrik. Maar as 'n mens kyk na die simbole wat gegee word, is baie eenvoudig. Die leeu is wie? Babylon, sonder twyfel, omdat eerstens dit pas aan by die beeld. Die leeu is die koning van die diere, jy verstaan, en Nebukadnezar die kop van goud. Nooit sou daar 'n koninkryk so groot soos hy gewees het, so sterk. So, weet jy, dit is eintlik, as 'n mens daaraan dink, toe die Here vir Nebukadnezar gesê, jy is die kop van goud, was dit eintlik, weet die Here gesê, man, daar gaan nooit iemand wees soos jy nie. Nooit. Nou, wat belangrik is ook om hierso raak te sien, dat daar gaan nooit weer 'n Babylon wees soos Nebukadnezar nie. Maar daar gaan 'n Babylon wees. Wat gaan ons leer? En dan, die volgende dier was, wat 'n dier? Nee, voor die luiperd. Was dit die beer? Onthou julle dit, nee. En dit was Mede-Perse, wat so volg. Hy was nie so sterk, maar hy was 'n lelike dier. Hy het dinge aangevang wat eintlik gemaak het, dat al die dinge wat Nebukadnezar gedoen het, eintlik eenvoudig gelyk het. Hulle was regtebaar. Hulle was mense wat die konsep van die kruisdood amper gestig het. Hulle het mense empyre. Dit is dinge wat hulle gedoen het. Hulle was wreedagtig. Lot van Nineve. Ekskuus? Lot van Nineve. Ja, nee, daardie mense. En dan dink jy aan die volgende dier. Dit was die luiperd. Lazy horse. Nee. En wie was dit nou? Griekeland. En kyk nou die interessante ding van Griekeland.
Nie so sterk soos Mede-Perse, nie so sterk soos Babylon nie, maar nogtans het hy die hele wêreld oorwin. Spoed, vinnig. Vinnig, ja. En weet jy, die belangrike ding is, ek wil hier met hier so iets optel. Ons het in ons wêreld verskillende dinge. Ons het Amerika wat amper soos 'n mens sal sê, dis soos 'n leeu, en Rusland is soos die beer. As 'n mens nou moet sê. Maar eintlik was dit op 'n tyd Engeland wat die leeu was. Omdat hulle die hele dominasie van die wêreld op een stadium was. Hulle het gesê die son sak nooit oor Engeland of die Britse koninkryk nie. En dan kry jy, weet jy, die kleiner plekke soos ons Suid-Afrika. Ons is amper soos daardie gedeelte in die voete na. Ons is nie eers so Romeine nie. Ons is klei en ons is so bietjie yster. Ons is 'n gemengde plek, nee. En so wat ek wil hê jy moet besef, as ek na dit kyk, ons sien die wêreld om ons. Daar is iets wat besig is, maar wat leer ons? Wat is ons? En daar's mense soos Donald Trump, weet hy wel. Ek geniet hom altyd om na hom te kyk. Weet jy, iemand het vir my gesê, ja, weet jy, en ek sê vir hulle, daar's 'n ander hand wat in beheer is. Ek lees dit, ek sien dit. Dit is die doel van profesie. En dan sien ons kom by die eerste gedeelte. Nou maar wat het die Grieke vir ons gelos? Wat so belangrik is. Ons kom nou net by die Romeine uit, maar Grieke, wat het hulle vir ons gegee? Pieter? Weet jy, as jy dink aan Handelinge 17, ons kry homself in Atenes, met dat Paulus, onthou nie julle? Waar was hy? Wat moes hy doen toe hy daar rondloop? Hy kyk so rond en hy sien net beelde, weet jy, verskillende gode. En as jy so in ons wêreld rond kyk, wat sien ons? Beelde met verskillende gode. En hy sê, joh, daar is een wat aan die onbekende God. Onthou jy? En daar is mense wat die onbekende God nie ken nie, nie raak sien nie. Oom Johan, is goed om jou hier so te sien, so agterin gekruip. En as ek so kyk en dan sien ek hierdie onbekende God. En wat is die doel van Paulus? Hy sê hierdie God wat onbekend is vir julle, wil ek aan julle voorstel. Wat so goed is dit? Haai, jy sien, die skepper God. Ons gaan nou eens 'n bietjie meer. En maar wat doen hulle? Hulle roep hom, hulle sit hom daar op soos waar ek nou staan en ek begin met hulle redeneer. Maar wie is die ouens wat nou daaronder sit? Die slim mense, vader. Die slim mense, ek dog jy sê vroumense. Die slim mense daaronder, ja, maar wat nog van hulle? Hulle filosofeer. Ja, wat ek wil vertel as ek so bietjie gaan sit met mense, hulle kan dan nou filosofeer met jou van die lewe, wat is die doel van die lewe? Is dit nie so nie? Ja, ons is amper nog in Griekeland is. Hulle is dinges, hulle het geluister tot hy praat van die opstanding. Sê hulle, hy kon het. Ja nee, maar jy is te ver. Ek wil nog eens moet bly by die mense wat filosofeer. Die mense hou daarvan om te sê, ons het saam met mense gaan uit eet, en die mense het gepraat oor die boere wat nou oorgegaan het Amerika toe. En nou is mense wat van Engeland afkom. Een van hulle is Suid-Afrikaners, maar hulle was so lank in Suid-Afrika, hulle is nie meer Suid-Afrikaners nie. Maar hulle is so 'n bietjie afgekyk op daardie boere. Ja, weet jy. En ek het nou hulle so gekyk en hulle begin redeneer met my. En ek het net geweet, en weet jy, dit was interessant om te luister hoe hulle benadering, omdat weet jy, die woord leer vir my, hulle dink soos mense wat in die wêreld is. Dis al wat hulle het. Hulle het net die dinge wat aangaan in die wêreld om iets te kan bepaal. As God nie in die prentjie is nie, dan het jy net die dinge om jou. Jy het net die kennis van die wêreld. Jy het net die dinge wat natuur sê. En in ons geselskap sê die man vir my, ja, dit is asof die wêreld weer hulle moet daardie rebooting button druk. En dit is waar daar net atoombomme
uitgaan en alles. En wat eintlik so in die redenasie mooi uitgekom het is, ons hier so in Suid-Afrika is eintlik, weet jy, alles gaan daarbo gebeur. Daar in Israel, in Amerika, in Rusland, in China, dit is allemaal bo. Geen wonder, dit is the valley of good hope, weet jy, ons daar die bomme gaan ontplof daar, en hy redeneer so, en hy sê, julle is veilig. Ja, die beste plek om te wees, Suid-Afrika. En, maar al wat hulle het is die informasie. En die informasie as jy om jou kyk, sien jy oorlog, jy sien mense wat posisies wil steel. Hulle is nie gelukkig met wat hulle het. Dis wat 'n mens sien. En dan sê die Heer vir ons, kom uit Babylon uit. Ai, hoe praat hy met ons so? Ons is nie in Babylon nie, is ons? Ons gaan nou 'n bietjie verder met dit, maar ons sien daar, dat die Griek het 'n manier om ons te laat filosofeer. En dit is wat ons doen. Jy sien, ons het in 'n tyd in beweeg, waar dit die kennis van die mens was, wat belangrik was, nie die kennis van God nie. Wat sê die mens? En ewe skielik kom die Romeine koninkryk. En wat het hulle vir ons gegee? Wat het hulle vir ons gegee? Hulle het vir ons paaie en brûe en geboue. Die hele konsep van wat ons nou het is basies van hulle afkomstig. Daar was 'n tyd toe hulle sê alle paaie het na Rome gegaan. Jy kon, soos ons het baie paaie wat na Kaapstad toe kom, en baie paaie wat na Pretoria toe gaan, of Durban toe gaan. Party van hulle nie meer goeie toestand nie. Maar dit is wat die Romeine vir ons gegee het. Hulle het vir ons hierdie argitektuur gegee. Die manier om met baksteen te kom bou. Dis wat hulle gegee het. So ons het in 'n mate 'n gedeelte van elke koninkryk het ons geërf, en dit is waar ons nou is. Ons is in 'n gedeelte van yster en klei, daar deur onder. Ons het gedeeltes geërf, goeie gedeeltes, sterk gedeeltes, ander gedeeltes soos klei. Ons wêreld is werklik in daardie toestand van gemeng. En wat is ons? Wat is ons in daardie gedeelte? Ons is nie die klei nie. Definitief nie die yster nie. Wat is ons? Stof. Die wat? Die stof. Ek hoop jy is nie die stof nie. Van stof het jy liggaam en stof. Nee, julle is die klip. Julle is daar die klip. Julle was op 'n tyd die wêreld, maar julle is nie meer die wêreld nie. Julle is die klip. En die enigste manier wat daardie klip die hele wêreld gaan neem, is as julle die boodskap van die evangelie uitdra. En een van die dinge, so ek wil hier ons moet bietjie kyk, ek wil nie ons moet betrokke raak met die konsep dat ons gaan vervolg word nie. Vervolging is eintlik 'n goeie ding. Regtig. As ek dink, die woord het gesê, mans, van die sweet van jou aangesig, wat gaan jy doen? Jou brood verdien. Nou, wanneer dit sleg is wanneer jy sweet en jy verdien nie brood nie. Is dit nie so nie? Maar met hierdie vloek is daar 'n hoop. As jy sweet, kan jy eet. Maar as ouens wat eet wat nie sweet nie. Nee. So met die vuur is daar ook 'n ander uitwerk. Hy kan jou totaal vernietig, of hy kan jou louter. Wat gaan jy toelaat?
En ek wil jou vertel, ons lewe in daardie tydsperiode waarin ons gelouter moet word. Nou, kom ons weer terug na die 3 seuns wat ingegaan het? In die vuur in. Nou, dis 'n letterlike vuur. Maar elkeen van julle wat hier so sit, is besig om in 'n vuur in te gaan. En die doel van die vuur is om al daardie goed wat in julle lewens is, wat nie daar moet wees nie, om dit uit te brand. Te louter. En gewoonweg is dit die goed wat nie lekker is nie, wat eintlik die grootste impak het op jou. Weet julle sê, as 'n mens nou eintlik jou bene is besig om te verkrummel. Weet jy, ek het uitgevind net so 'n bietjie amper 'n jaar nou terug, het ek uitgevind ek het osteoporosis. Ek kon amper nie loop nie, my gelykheid. En ek is korter. Ek is omtrent, ek dink 4 cm korter as wat ek was. Julle sê ek is besig om so in te sak, moeder aarde gee nie op nie. Eendag as ek so inloop, gaan julle hier moet wegskuif. Maar hulle sê toe vir my, toe hulle nou die X-raal geneem het, is al my bene is besig om, dit lyk asof daar krake is oral. Dit was besig om af te breek. Ek is besig om weg te krummel. Ja. En verkrummel, ja. En ek sê van nou, hulle sê, ons het slegte nie, ons kan dit nie terugdraai nie, maar ons kan dit keer dat hy nie verder gaan nie. Nou, wat dink julle moet ek nou aanvang om te keer dat hy nie verder gaan nie? Ek eet nou kalsium en al daai goed, dit is belangrik. Maar wat dink julle is een van die dinge wat ek moet doen? Oefeninge, ja, maar spesifieke oefening. Nie, weet jy, party mense oefen, dan is nie eens 'n sweet op hulle gesig nie. Nee, hulle sê ek moet gewigte optel, ek moet sakke slaan. Ek moet dinge doen wat fisies is. En hulle sê terwyl ek dit doen, wat besig is om te gebeur, is jou brein stuur boodskappe. Daardie been wat jy nou besig is om so te gebruik om daardie ding te slaan, hy moet harder word. Daardie ding gaan jou arm breek as jy nie versigtig is. En jou brein stuur 'n boodskap en hy sê eintlik vir die kalsium gaan daarna toe, hy moet sterk word. So jou gedeeltes wat jy gebruik, dit word sterker. Ja, maar so wat ek probeer sê is, wanneer ek na die 3 seuns kyk, nou ons het net gesê, toe julle saam met my praat, dat die ouens wat hulle ingegooi het, wat het met hulle gebeur? Hulle is verbrand. Nou ek word vertel, wanneer Jesus in die wolke kom, wat gaan die mense uitskree wat Openbaring 6 gesê, wat gaan hulle vra? Laat die berge op ons val en ons wegsteek van wie? Van die voorkoms van God. Hoe gaan hy aan hulle geopenbaar word? Soos 'n vuur. Nou, as julle nie al julle 4 klere aan het nie, kan julle nie in die teenwoordigheid van God staan nie. Daardie 3 seuns kon alleenlik daar staan. Nie omdat hulle ewe skielik 'n kragte of iets gedoen het, omdat hulle goeie seuns was nie. Wat was hulle skuiling? Al die tyd. Vertel my, wat was die woorde? Weet jy, toe die koning vir hulle sê, hey, ek gee jou nog 'n kans. As die musiek weer speel. En wat sê hulle toe vir hom? Wat was die woorde? As net een God wat ons opbid. Ekskuus? As net een God wat ons opbid. Ja, nee, maar wat sê hulle vir hom? Die woorde, gaan saam met my na daardie gedeelte doen. Daniël hoofstuk 2. Ja, ek ons gaan kyk daar. Nou praat jy te laat, jy moet nou vroeg praat. Ons kyk na Daniël en ons kyk na wat hy daar sê.
En ek wil hê julle moet saam met my, julle moet so toe gaan. Ek het nou my Engelse Bybel so oom Joos, jy moet reg wees. As jy hoop, ekskuus? Nie 2 nie, 3. Nee, 3, ja, ekskuus man. Hoofstuk 3 en ons gaan nou daar kyk. Toe hy nou so kwaad is. Vers 16. Ja, ons gaan so 'n bietjie. Okay, lees vers 16. Onthou in vers 15 gesê ek gee jou nog 'n kans, nee. Ja. Okay, vers 16. Sadrag, Mesach en Abednego het geantwoord en aan koning Nebukadneser gesê: ons ag dit nie nodig om u hierop 'n antwoord te gee. Kyk, kom stop net gou eers. Stop. Ja, ons is allemaal arrogant, hè? Hè? Vertel my, hoe kan hulle so praat? Wat het in Daniël 2 gebeur? Wat het in Daniël 2 gebeur? Met Nebukadneser. Hy het 'n droom gehad, onthou julle. Ja. En wat het hy toe erken in die laaste gedeeltes van Daniël 2? Wat het hy erken? Lees dit daar. Gaan terug na Daniël 2 toe nou. Jy moet nie vergeet, Daniël 2 en 3 volg mekaar. Okay? Vers 46. Wat sê dit daar? Toe het koning Nebukadneser op sy aangesig geval en Daniël aanbid en bevel gegee om aan hom 'n spysoffer en reukoffer te bring. Die koning het Daniël geantwoord en gesê: waarlik, die Here God is die God van die gode en die Here van die konings en die openbaarder van geheimenisse. Daarom was hy in staat om hierdie geheim te openbaar. Kyk, wat het hy daar met sy eie mond bely? Van die God. Van die God wat hy ontmoet het in Daniël 2. En ewe skielik nou doen hy dinge wat hy aanvang. En daarom, dit is nie meer redenasie. Wie het al klaar met Nebukadneser geredeneer? Wie het al klaar met Nebukadneser geredeneer? God het met hom geredeneer. Sien, ek wil jy moet iets sê. Gaan, hou julle vinger daar, gaan nou op Romeine hoofstuk 1. Julle moes ook soontoe gegaan het. Daar is 'n rede. Ek gaan nou op Romeine hoofstuk 1 en ek wil hier moet so 'n bietjie gou kyk. So jou julle vinger daar, want ek mag my vinger wegneem omdat julle is die mense wat gaan moet lees, maar ons het in Romeine het ons nou daar hoofstuk 1 iets wat weet jy, toe ek dit lees was ek so 'n bietjie verstom. Ek wil hê julle moet kyk vir my, saam met my kyk. Dis in die vroeë gedeelte. Vers 16. Ja, begin daar. Want ek skaam my nie oor die evangelie van Nee, ekskuus, gaan so 'n bietjie vers 18 toe. 18. Want die troon van God word van die hemel af geopenbaar voor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Omdat wat God God geken kan word en hulle openbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar. Wie het dit aan hulle geopenbaar? God self. Ek wil hê jy moet iets weet van die goddelose, die wat nie God dien nie. Net soos julle het God homself aan hulle geopenbaar. Daar gaan nie een persoon wees op planeet Aarde wat kan sê ek het nooit God ontmoet nie. Om wat sê 18? Hier begin met vers 18 oom Joos. Want die toren van God word van die hemel af. Wow, van waar af? Ek wil julle vra, toe hy met Nebukadneser gepraat, waar het hy vanaf gepraat? Van die hemel af. Nou wat is die aarde wanneer dit kom? Die hemel is God se troon, maar wat is die aarde wanneer dit kom by God is, wat doen hy met die aarde? Dit is sy voetstuk. Hy kyk so af op ons. Nou wil ons redeneer. En die interessante ding is, ons het nie onsself, ons het gesê, God is jy daar, ons wil jou ontmoet nie. Ons het nie hom gesoek nie, wie het ons gesoek? Adam en Eva, toe hulle gesondig het, wat het hulle gedoen? Weggekry. Wie het hulle gesoek? Die woord leef vir my, en ek wil jy moet dit weet,
Die Here is nie afhanklik van julle om die evangelie uit te dra nie. Julle gaan amper ek het weggegee nou. Die Here gaan dit self doen. Ek wil julle vertel, God het dit al klaar gedoen deur Jesus Christus. Julle is nie Messias nie. Julle moet nie die Messias kompleks kry nie, hoor. Nee, die Messias het gekom en hy sy werk kom doen en die Vader gesê, amen, ek het dit aanvaar. Julle gaan nou nie sien, maar wat gebeur? Hy toon homself aan almal. Nou, daar is nog 'n gedeelte, Oomjose in Romeine hoofstuk 1. Dit sê, eerstens in vers 19, sê dit verder, lees daar die laaste gedeelte, vers 19. Omdat wat van God geken kan word in hulle geopenbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar. Ja, lieve vriende, God het dit aan hulle geopenbaar. Nou, die klok het gelei en hy is vinnig gelei. Ek wil hê julle moet hier so iets raak sien. Wat ek wil hê julle moet wegneem vandag is, eerstens, God is besig om homself aan ons, nie julle nie, wie is die ons? Die bewoners van planeet Aarde. En ek hoop julle is bewoners. Julle kom nie van 'n ander wêreld nie. God het homself aan almal van ons geopenbaar. Maar wat doen jy met daardie openbaring? Verstaan? Nou, daar's party mense, net soos Nebukadnezar, wat ieders skielik 'n beeld bou, hy vergeet van dit, maar moet ons nou God aan hulle openbaar? Weet jy, ons dit. Daarom sê daar die 3 seuns vir hom, ons hoef nie met jou te praat nie. God gaan homself weer aan jou openbaar. Jy kan doen wat jy wil, maar jy kan ons nie brand. As God wil hê ons moet brand ons. Maar as hy nie wil hê nie, ons is nie in jou hande nie. Ons gaan nie eens met jou praat nie. Ons wors ons asem. Maar word gewaarsku. Jy is besig om met God te lol. Jy sal geen sien. En wat doen God? Hy kom daar en hy loop saam met die 3 man in die vuur. Hulle stink nie eens soos aan die brand gesteek nie. Het jy al ooit gevoel wat gebeur as iets aan jou brand? Ek onthou eendag het ons 'n vuur gemaak daar in Johannesburg Noord. Dit was koue aand, winteraand en die mense by wie ek gaan kuier, het 'n lekker vuurbankplek gehad. Maar ons is besig om dit reg te kry en een van die dinge wat hy vir ons gesê om aan die brand te steek, jy sit so 'n bietjie petrol en so doppie. Nou ek is mos nie 'n slim ou nie. Ek luister en hy gooi dit in en ek gooi so, daardie vlam volg. En ek hoor net my ooghaar het so gebrand. Ek het soos gebrande hare geruik. Daardie 3 seuns het nie eens geruik nie. Die 4 het niks aan met hulle aangevang nie. Luister wat sê ek vir julle. Die 4 in julle lewens beter moenie 'n effek op jou hê nie. Jy moet nie ek's 'n victim. No, you're not a victim. Jy is die handewerk van God. En hy sal nie toelaat dat daar enigiets in julle lewens gebeur om julle te vernietig nie, of julle te doen. Jy sien, dit is hoe ons gaan staan in die einde, soos daardie 3 Hebreëse seuns. Ons gaan nie kla, die wêreld wil ons in die vuur gooi, weet jy, haat ons. Nie as jy so praat, dan is jy nie die 3 kinders nie. Ons praat as Adventiste asof ons nie in goeie hande is nie. Is jy nie in goeie hande nie? Ek het veilig hier aangekom vandag. Ek's in
Goeie hande. Die vuur het daardie goed daar buitekant gebrand so 3 jaar terug. Onthou jy toe dit so gebrand? Kyk hoe lyk dit nou. Die handewerk van God is bedryf. Nee, as jy toelaat dat die sonde wat in die lewe is, met julle aangaan, julle maak dat julle bitter mense word, dan is jy nie kinders van die Here nie. Die kinders van die Here word ek vertel, sit kleed aan, sit olie op hulle koppe, tel hulle hande en aanbid op. Dit is wie ons is en dit is wat die 3 Hebreëse seuns wys. Maar ek wil nou eindig met hierdie gedagte. Lees op Romeine hoofstuk 1, nou wil ek jy moet verder. So eerstens, luister net mooi vir my. Die Here is besig om homself te openbaar aan die mensdom. Nie net julle nie. Hy doen dit, hy is besig. Weet jy, ek wil julle iets vertel. Ek so dankbaar God is in die bedryf van mense red. Omdat ek kan nie harte lees nie, ek kan nie verstaan en dink nie, ek kyk na iets en dan dink ek, jong, kyk daar die ou, hy kyk na daardie vrou, ja, ek dink hy is nou, tussentyd is dit nie, weet jy, ek het 'n prentjie gesien van 'n hond, wat so 'n lam by die keel het, dit, ek weet nie, kyk so, maar toe hulle nou so 'n bietjie wegskuif, was die lam eintlik besig om van 'n kraans af te val, en die hond was besig om te gryp om hom in te trek. Hang af hoe jy na die prentjie kyk. Ons het 'n groot probleem, en dit is dat ons baie keer met die kennis wat ons het van die wêreld mense oordeel. Dink aan die storie van Dawid. Die Here sê, ek sien nie 'n mens van die buitekant nie. Ek sien 'n mens van die binnekant. Daardie fariseërs toe hulle opsê en hulle sê, hy's dan maar 'n godslastering. Wat sê die woord net daarna? Hy kyk hulle en sê, hy kon hulle harte lees. En hy sê van hulle, wat dink julle nou so? Ek weet nie hoe dink 'n mens nie. Die storie van Daniël 2, vertel my, jy weet nie wat dink 'n mens nie. Niemand weet wat 'n mens dink nie, behalwe God. Jy sien, as jy kon dink of weet wat ek dink, dan kon die droom van Nebukadnezar sonder Daniël se hulp waardig geword. Ek wonder, as Nebukadnezar na julle toe gekom het, en sê ek het 'n droom gehad, hy is heiden. Ja, jou droom is nie 'n goeie droom nie. Tussentyd is dit 'n godsgestuurde droom. Verstaan wat ek probeer sê? Wanneer ons na die wêreld kyk, kyk nie na hulle as mense wat ons hulp nodig het. Kyk na hulle en as jy sien daar gebeur in hulle, bid vir die Here, mag jou hande werk gesien word vandag in daardie persoon se lewe. Omdat dit sê verder, Romeine hoofstuk 1, en ek wil hom lees vers 20. Want sy onsigbare dinge van die skepping van die wêreld. Kyk, stop net daar. Die wat se dinge? Onsigbare. Jy sien, liewe vriende, ek wil julle vertel. Dit praat van ons. Dit is vir ons onsigbaar. Maar vir God, wat alsienend is, hy sien alles. Hy moet nie dink, daar is 'n persoon wat met sy mond kan praat met God, sonder dat God dit sien nie. Ons hoef nie na die Here toe te gaan, Here, jy moes gekyk hoe praat daardie ou, hy het dit klaar gesien. Wat in jy aanvang in jou binnekamer, wanneer jy in gebed ingaan, hoor hy. Sien, so, die boodskap wat ek graag met julle wil deel vandag is, jy het 'n ontmoeting met die Here gehad, een of ander tyd in julle lewens. Daarom is julle hier. Daardie gedeelte van julle wat ontvlam is deur daardie besoeking van die Here. Julle wil daardie vlam aan die gang hou. Dis hoekom julle hier is.
Wees bekommerd oor julle eie vlam. As julle liggie brand, is dit goeie nuus. Die storie van die 10 maagde. 5 was wys, 5 was nie. Die maagde, wat het hy gesê? Wyse manne. Nee, 5 maagde. Die vrouens, hoekom gebruik die vrou? Okay, maar 5 was slim en 5 was onnoosel. Wat het die 5 slimmes gedoen? Hulle het die vlam aan die brand gehou. Julle moet net julle vlam wat binne in julle brand aan die gang hou. Julle moet volhard tot die einde toe. Dis hoekom ons hier by mekaar gekom het, om mekaar te aanmoedig. Weet jy, ek eindig nou hoor, maar ek dink aan 'n vuur. Hy brand lekker, maar vat een van die kolle en sit hom daar. Wat gebeur met daardie kool? Hy brand uit naderhand. Hoe kry hy weer aan die brand? Jy gaan nie slaan hom nie, jy gaan nie probeer vuur onder hom steek nie. Dis wat ons probeer doen. Jy vat hom en jy sit hom weer waar die vuur is. Dis wat ons doen. Mense wat ons sien wat so bietjie die vlamme begin besig. Partyke nee, ons wil jou nie. Jy het iets aangevang nie, so ons soek jou nie meer nie. Ja, kry dit terug in die vuur. Die vuur gaan een van 2 dinge doen. Dit gaan die onheil wat in hulle is heeltemal uitbrand, of hulle gaan totaal verwoes word. Verstaan wat ek probeer sê? Laat die vuur sy werk doen. Kom ons maak ons weer toe. Ons Vader in die hemel, weer eens, ons besef ons is besig om gelouter te word. Ag, asseblief Here, louter ons meer. En al daardie dinge wat nie mooi is nie, brand dit uit ons uit. Al moet ons 'n oog verloor, al moet ons 'n arm verloor, maar al moet ons iets verloor wat ons kosbaar hou. Ons is gewillig om dit te verloor. Vir U koninkryk. Seën ons Vader in die hemel met U teenwoordigheid. Dankie dat U saam met ons was en is. En dankie dat U ons red. Ons dankie in Jesus se naam. Amen.